Hemelvader, dankie vir die groot voorreg om 'n geloofsgemeenskap te kan deel hê van. Dankie dat U ons hier bymekaar gebring het vir oggend. Aan U alleen kom die lof en die eer en die heerlikheid toe. Dankie dat ons aan U kon lofliedere sing, kon eer bewys deur musiek. Dankie dat ons behoeftes voor U kon bring in gebed. En as ons nou na die prediking van die evangelie luister, raak asseblief ons harte en help ons om Jesus te ontmoet. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre Philadelphia. Baie dankie Leraar Werner vir die uitnodiging, jy en jou leierskapspan. Dit is altyd 'n voorreg om tyd saam met julle te spandeer by hierdie gemeente. Ek bring groete van die Noordelike Konferensie af. Ek moet spesifiek Leraar Pieter Maligudu se naam uitlig toe hy hoor ek kom hiernatoe toe sê ek moet spesifiek sê hy stuur groete vir Philadelphia gemeente. So daar's vriendelike groete vir julle van ons konferensieleierskap af. En dankie vir julle toegewydheid en julle getrouheid en julle bydrae tot die Here se werk. Nie net deur finansies nie, maar meer deur die hande en voete wat julle bereid is om te wees in hierdie gemeenskap. Philadelphia word baie maal, wanneer ons praat oor sending, wanneer ons praat oor evangelisasie, word julle baie maal gebruik as 'n voorbeeld van hoe evangelisasie in ons gemeenskappe gedoen kan word. En ek wil julle aanmoedig om aan te hou, om op daardie manier by te bedra tot die groei van God se koninkryk. Gewoonlik wanneer ek preek, omdat dit my portefeulje by die konferensie is, gesels ons oor evangelisasie, oor sending en evangelisasie. Maar vandag wil ek met u oor iets anders gesels. En ek hoop dat die Here ons gaan lei om 'n werklike, noue ontmoeting met Jesus te hê. Kom ons bid. Here Jesus, lei ons asseblief nou. U ken my, u ken die uitdagings wat ek het, u weet dat ek dalk nie heeltemal wel voel vanoggend nie, maar u kan beheer neem. En ek plaas dit nou in u hande. In Jesus se naam. Amen. Wie is jy? As ek daai vraag moet vra, wie is jy? Stel jouself voor. Gewoonlik wat iemand sal doen is hulle naam gee. Ek vra nie wat is jou naam nie. Wie is jy? Wie is jy? My ma het my van kleintyd af 'n bynaam gegee, 'n paar van hulle. Nou, die mees algemene een is Boeta, hy het gestiek tot vandag toe is ek Boeta. Maar daar was 'n ander naam en die van u wat my goed ken sal dadelik weet hoekom sy my so genoem het. Sy het my genoem Eenoogkoning. OK, Eenoogkoning. Dit was my ma se bynaam. Dit was wie ek was vir haar. En kinderboeke is vol van naamalliterasies. Interessante woord daar, die alliterasies. Byvoorbeeld, jy kry 'n bitsige Betty of 'n lui Lukas. Jy kry 'n slinkse Sarel of nare Nella. Nou, as hier 'n Betty, 'n Sarel, Lukas of Nella hier is, julle is nou nie een van daai nie, dis kinderboek karakters. Selfs in sport vind ons 'n vinnige Fanie of blitsige Bruiten. Sien, ons kan interessante spelings maak met name wanneer ons byvoeglike naamwoorde vat wat die persoon beskryf en by hulle naam bysit. Dit kan soms pret wees, maar ander kere kan hierdie byvoeglike naamwoorde wat ons aan mense koppel, bietjie van 'n negatiewe identiteit aan daardie persoon koppel. En daardie negatiewe identiteit, daai woorde wat ons gebruik om mense te beskryf, word gewoonlik gebaseer op hulle optrede, wat ons gesien het of van gehoor het of wat ons self beleef het, die persoon se gedrag. En partykeer is dit waar en is hierdie woorde goed beskrywend van mense en ander kere is dit nie regtig so waar nie, maar hoe dit ook al sy, ons almal doen dit ergens. Ons identifiseer iemand as 'n skelm persoon of 'n moeilikheidmaker. Het jy al gehoor van 'n synige vrek? Of 'n humorige ou of 'n skinderbek vrou. Het ons nie almal al iemand so takseer nie? Iemand so geïdentifiseer met 'n byvoeglike naamwoord gebaseer op hulle optrede of gedrag nie.
Die ander vraag is ons almal nie al op een of ander manier so takseer nie? Mense het al vir ons ook beskrywende woorde gegee om sekere identifiserende eienskappe wat hulle dink ons het te beskryf. Dalk is hier vandag iemand wat die las dra van 'n etiket. En dalk is dit iets wat jy gedoen het, dalk is dit iets wat jy gesê het, dalk is dit iets wat iemand net oor jou uitgedink het en gesê het, maar hierdie etiket wat jy saam met jou dra, het uiteindelik jou identiteit geword. En dit is wat jy in jouself sien. Dit is hoe jy jouself sien wanneer jy vir jouself kyk. Dit is wie jy vir jouself is. Dit is ook hoe jy glo en dink almal om jou sien. En soms is dit so en soms is dit net in ons gedagtes, maar selfs word hierdie etiket identifikasie hoe ons glo God ons sien en wat ons glo ons vir hom is. Ek wil hier vandag saam met my nooi om in die lewe van 'n Bybelkarakter te gaan inklim. 'n Karakter wat met 'n etiket rondgeloop het en selfs 2000 jaar later, na sy afsterwe, dra hy nog steeds daardie identifiserende etiket saam met hom. 'n Bybelkarakter wat geken word deur hierdie titel wat aan hom gegee is. Maar is dit werklik al wat daar gesê kan word oor hom? En is ons titels al wat daar gesê kan word oor ons? Of is daar meer? Ek wil u nooi om saam met my te loop en in die hart van hierdie man in te klim, terwyl ons in 'n eerste persoon verhaal sy storie probeer oordra. Ons gaan hoofsaaklik kyk na wat die Bybel oor hom te sê gehad het, maar ek het ook 'n bietjie gaan delf in kerkgeskiedenis en in kerktradisie, vroeë kerktradisie, en wat was geskryf oor hom deur van die vroegste Christene. Soos ek genoem het, dis 'n eerste persoon verhaal en dis hoe ek dit gaan vertel. Here Jesus, lei ons asseblief as ons nou gaan kyk na hoe hierdie persoon wat so 'n nabye verhouding met u gehad het, ons vandag nog kan leer hoe om in 'n verhouding met u te staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek kan dit nie verstaan nie. Niemand praat ooit oor bekleierige Petrus nie. Niemand praat ooit oor skelm Judas of trotse Jakobus of draadsitter Matteus of skoothondjie Johannes nie. Niemand noem hulle ooit so nie, maar o nee, almal ken my. Almal weet wie ek is en ek word nie geken as Thomas nie. Nee, ek is ongelowige Thomas. Ongelowige Thomas. En hulle baseer dit op net een gebeurtenis in my lewe. Ongelowige Thomas. Ek dra die las van 'n beskrywing van daardie etiket en oor 2000 jaar van wanneer ek geleef het, sal hulle my nog steeds noem ongelowige Thomas. As jy nie omgee nie, wil ek jou so 'n bietjie meer oor myself vertel. Ek is op 'n baie jong ouderdom deur Jesus geroep om deel te word van sy spesiale binnekring. Deel te word van sy disippels. En niemand weet regtig waarmee ek besig was toe Jesus my geroep het nie, maar ek was waarskynlik besig om vis te vang saam met van die ander disippels. Hierdie roeping was 'n groot uitdaging vir my familie, want jy sien, daar was die verwagting dat ek moes bydra tot die inkomste wat hulle nodig het om te oorleef. En hier het ek op 'n pad gegaan waar daar geen standvastigheid in my lewe was nie. Ek het nie aanhou werk en 'n loopbaan gebou nie. Ek het nie in die skool van die groot en goeie Joodse rabbies gaan leer nie. Nee, ek het agter 'n hawelose prediker aangeloop. My familie was glad nie beïndruk nie, maar wat kon ek anders doen? Wat kon ek anders doen?
Ek het gesien, ek het gehoor, ek het sy teenwoordigheid beleef, blindes het gesien en dowes het gehoor, en lammes het geloop en dooies, ek het selfs gesien, hoe word dooies weer lewend gemaak. Hy moes die een wees, die een wat ons verwag het, die Messias, en hy het my gekies. Hy het my gekies om deel te wees van sy naaste vriendekring. Al 4 die skrywers wat oor Jesus se lewe skryf, my goeie vriende Matteus en Johannes, en ook die latere Markus en Lukas, noem my almal in hierdie groepie van 12 uitgeleese jong manne wat die voorreg het om daagliks hierdie Jesus se bediening te kon beleef. Saam met Jesus het ek God beleef. Ek het nog nooit so mens teëgekom nie. Ek het nog nooit iemand in my lewe gesien wat soveel liefde en omgee en genade vir ander mense het nie. Sien, ons het in ons kultuur groot geword, dat daar sekere mense is wat ons moet vermy, wat 'n klad op ons naam sal sit as ons tyd saam met hulle spandeer. Tollenaars en sondaars, prostituie, melaatses, heidene. Ons moet onsself weghou van daardie mense ten alle koste. Maar saam met Jesus het ons keer op keer onsself in hierdie mense se teenwoordigheid bevind. Ons het saam met hom geëet in hulle huise. Huise waar ek nooit voorheen my voete sou gesit het nie. Ons het gesien hoe hy aan mense vat wat ons voorheen vanaf sou weghardloop. Jesus was net iets anders. Eendag was ons in die tempel. Julle kan hiervan lees in Johannes 10. En Jesus het hierdie ongelooflike preek gegee oor hoe hy die Messias is. Hoe hy die herder is en hoe sy skape na sy stem luister. En daar het die geestelike leiers hom kom uitdaag, omdat hulle hom nie geglo het nie. Hy het die wat hom volg beloof, dat hy wel vir hulle die ewige lewe sal gee. En net so, daar doen hy dit. Hy sê dit openlik, ek en die Vader is een. Mense, was daar die klomp priesters kwaad vir hom. Net daar het hulle klippe opgetel en wou hulle hom doodgooi. En ons moes bond staan. Ons moes bond staan om Jesus weg te kry van die tempel af. En uiteindelik het ons hom uit die tempel uit, ons het die pad oos gevat, Perea toe, want daar was dit bietjie veiliger aan die ander kant van die rivier, van die Jordaan. En ons was net 'n paar dae daar in Perea, toe kom daar 'n boodskapper wat sê, Jesus se goeie vriend Lazarus is siek. Ons was almal baie jammer vir Lazarus. Na 'n paar dae kom Jesus met hierdie skokstelling, kom ons gaan na Lazarus toe, kom ons gaan terug, daar waar hulle my nou net voorheen wou doodmaak, kom ons gaan terug na Judea toe. Jesus het gesê, hy gaan om Lazarus uit die dood uit wakker te maak. Wow, wat 'n ervaring was dit nie, om te sien hoe Lazarus uit die graf uitgekom het nie, maar dis 'n verhaal vir 'n ander dag. In elk geval, ons het Jesus probeer keer. Ons het vir hom gesê, jy kan nie teruggaan nie. Hulle wou jou nou net daar doodgemaak het. Jy kan nie teruggaan Judea toe nie. Hulle gaan jou doodmaak. Maar Jesus was vasbeslote, hy gaan terug Judea toe na Lazarus toe. Almal van ons was bang en onseker oor die gebeure in die tempel. Maar weet julle wat het ek gesê? Tussen al die disippels, julle kan lees daarvan in Johannes 11 vers 16. Ek het gesê, laat ons gaan om saam hom te sterwe. Ek, Thomas. Nie ongelowige Thomas nie, dapper Thomas. Ek was die een wat bereid is om saam hom te gaan sterf. My hand was eerste op om saam Jesus te gaan. Dis nie al nie. 'n Paar weke later was dit Pasga. 'n Groot fees vir ons Jode. 'n Belangrike fees, 'n fees om te onthou hoe God ons voorouers gered het en gelei het uit die slawerny van Egipte land. En ons was in Jerusalem vir die fees. En weer daar in Jerusalem het Jesus vir ons klein groepie manne 'n pragtige, kragtige preek gelewer. En weet jy wat doen hy toe? Hy gaan op sy knieë en hy was ons voete.
Ek het nie geweet wat om van dit te maak nie. Maar hy het ons aandag daarop gefestig, dat as hy ons so bedien het, moet ons ook ander se dienaar wees. Deel van sy preek in Johannes 14, sê hy toe vir ons, dat hy weggaan. Hy gaan weg en dan gaan hy 'n plek berei en hy gaan weer terugkom om ons te kom haal. En dit was vir ons almal baie vreemd, want ons was so gewoond om oral saam met Jesus te gaan. Wat was hierdie idee dat hy nou op sy eie weg gaan? En ons het hom gevra, waarheen is u dan op pad? Nie ons nie. Ek, Thomas, was die een wat die moed gehad het, om vir hom te vra, Here, ons weet nie waar u gaan nie, hoe kan ons die weg ken? Ek was nie ongelowige Thomas nie, nee, ek was leergierige Thomas. Ek wou meer weet van Jesus, ek wou meer verstaan wat hy te sê gehad het. En weet jy wat sê Jesus vir my? Vir my, leergierige Thomas, hy sê vir my, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sê daardie woorde vir my, vir Thomas. Hy verklaar wie hy is. Hy identifiseer homself vir my, die weg, die waarheid en die lewe. En hy moes die Messias wees. Met so 'n stelling was hy natuurlik die een wat ons verwag het. Die fees was aan die gang, die Pasgafees. Die lig was elektries. Ons het almal vermoed, ons het dit aangevoel, ons het geweet, Jesus gaan iets op hierdie fees doen. Hier kom iets groots. Alles het opgebou soontoe. 'n Paar dae tevore het hy met 'n donkie, 'n wille donkie, Jerusalem ingery en die skare het hom lof toegesing, Hosanna, het hulle vir hom gesê. En ons het geweet, hier kom iets en nou sê hy, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Gaan Jesus hierdie Pasga dalk gebruik om hierdie volk van God terug te bring na hulle Vader toe? Dis tog wat hy nou net gesê het. Daardie nag het dinge erg skeef geloop. Dinge het baie vinnig geeskaleer. Ons het almal in die tuin van Getsemane gelê en slaap. Ons het eers geweet hy's besig om ergens te bid nie. In die volgende oomblikke was dit net soldate en mense en ligte en spiese en swaarde en hier kom Judas tussen hierdie mense uitgestap. Ek kon dit nie glo nie, die ou slang. Hulle is daar weg met Jesus. En ons was bang. En ons het besluit om Jesus maar net op 'n afstand te bly volg. En ons het die vreeslikste gebeure gesien gebeur. Op 'n afstand het ons gesien hoe hulle Jesus gegeesel het, hoe hulle hom geslaan het, stikkend geslaan het, hoe hulle hom gespot het en gespoeg het, en ons was te bang, ons kon nie betrokke raak nie, ons het maar net op 'n afstand bly kyk. Hulle het hom gevat na Golgotha toe, en hom gekruisig. Kort tevore het ek geglo, hy is die een. Hy is die een. En nou was hy dood. Weet jy wat se tragedie dit in my lewe was? Die skok om dit te moes beleef, hoe vinnig dinge gebeur het van die vreugde en die geluk, terwyl ons besig was met die Pasga tot net die volgende middag waar Jesus dood is. Ek was stikkend, ek was teleurgesteld, my gemoed was so laag, Jesus was dood. Het hulle nie geweet dat hy die een was wat hierdie volk se probleme kon oplos nie? Het hulle nie geweet dat hy die een was wat hierdie volk se probleme sou oplos nie? Hulle was so blind. Hoe kon die priesters en die geestelike leiers so blind wees? Hoe kon hulle dat hulle jaloesie en hulle status, hulle gedryf het om die een wat ons kon red van die Romeine dood te maak? Hoe kon hulle dit doen? Ons eenvoudige werkersklas het hom raak gesien vir wie hy kon wees. Ons het gesien dat hy kon die nuwe koning van Israel wees.
Hy kon die bevryder wees. En nou was hy dood. En dit was 'n slegte Sabbat vir my. Want waartoe moes ek nou gaan? Moes ek maar my trots in my sak steek en na my familie toe terug gaan? Waartoe moes ek nou gaan? Sabbat was altyd 'n dag van blydskap en vreugde, veral die Sabbat na die Pasga. Maar nie hierdie Sabbat nie. Hierdie was 'n slegte Sabbat. As ons gedink het die kruisiging was vir ons traumaties en de mekaar en onverstaanbaar, het ek nie geweet wat wag Sondag vir my nie. Vroeg die oggend het die nuus my ore bereik. Jesus se liggaam is weg. Kan ek nie net 'n kans kry om deur my rouproses te gaan om vrede te maak met wat nou net gebeur het nie? Ek kan nie eers die skok van daardie nuus beskryf nie, want in my kultuur, in die Joodse kultuur, is grafskending 'n baie ernstige misdryf. Mense word met die dood gestraf wanneer hulle so iets doen. Wie sou dit doen? Dit was traumaties vir my en later die dag, as ek na die res van die disippels toe. En weet julle wat se absurde storie vertel hulle vir my? Jesus het aan ons verskyn. Ag, kom aan! Ons het hom almal gesien sterf. Waar kom julle aan hierdie belaglike storie? Ek het nie geweet of ek moet kwaad wees vir hulle, of ek moet lag en of ek moet huil nie. Ek het nie geweet wat om met hulle malheid te maak nie. Ek het hom gesien met my eie oë sterf. Ek het sy liggaam gesien net soos hulle. Hoekom dink hulle hierdie stories uit? Miskien was dit hulle verbeelding, of miskien het iemand anders gemaak of hy Jesus is, of dalk nog erger, dalk was dit een of ander duiwel. Ek het hulle reguit gesê in Johannes 20 vers 25, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ek het gesien waar druk hulle die spies in sy sy. Ek het gesien hoe slat hulle die spykers in sy hande. Ek weier om te glo dat julle Jesus gesien het, tensy ek self kan voel aan daardie wonde, en noem my nou maar ongelowige Thomas. Dis tog net logies. Julle is die met die probleem. Maar tog het dit my bly pla. Ek het die hele week daaraan gedink. Hulle het bly sê, dit was waar. Hulle het bly staan by dit was waar. Ons het Jesus gesien, maar dit kon nie wees nie, want Jesus was dood. Hoe kon ek hulle glo? Maar aan die ander kant, wat het dan met hulle gebeur? Sondag daar in die huis. En toe gebeur dit. Ek het nie woorde om my ervaring te beskryf nie. Ek het nie woorde om hierdie ongelooflikste ervaring te beskryf nie. Omtrent 'n week later was ons almal saam, en ek en die ander disippels was in 'n huis waar ons die deure gesluit het, want ons was nog bang, ons was onseker wat om nou te doen. Ek het bewus geword van 'n warm liefde in die vertrek. 'n Liefde wat ek ken. Wat ek vir omtrent 3 jaar elke dag beleef het. En skielik was hy daar. En hy het gesê, vrede vir julle. In my moedertaal het hy vir ons gesê, Shalom. Wat 'n bekende groet. Ons het hom dit baie hoor sê. Hy het gereeld vir mense langs die pad gesê, Shalom, Shalom, vrede vir julle. Dis die manier hoe ons in ons taal mense groet. Maar hierdie Shalom was anders. Dit was asof hierdie Shalom, hierdie vrede, die donkerte in my hart kom wegruk het en kom vervang het met vrede. Hierdie Shalom het gevoel asof dit die weg, die waarheid en die lewe was, wat my rou hart binne gedring het. En asof hy op een of ander manier geweet het wat ek vir die disippels 'n week terug gesê het, sê hy vir my in Johannes 20 vers 27, bring jou vinger hier, kyk na my hande,
Bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie, maar glo. Die wonde van die kruisiging was duidelik sigbaar. Ek kon dit sien. Ek kon dit voel. Dit was my vereiste. As ek dit nie sien en voel nie, sal ek nie glo nie. En hier het hy vir my kom wys en hy het gesê ek kan voel. En hier was dit. Jesus het geleef. Ek het nie geweet wat ek moet doen. Moet ek heel van blydskap of moet ek bang wees of wat moet ek doen nie? Maar al wat ek eintlik maar kon doen was op my knieë val en soos Johannes 20 vers 28 dit beskryf, uitroep my Here en my God. My Here en my God. Want in daardie oomblik het ek besef, hy is meer. Soveel meer. Meer as die politieke leier wat ons verwag het. Hy's meer as die militêre leier wat ons verwag het. Hy's meer as die een wat net hierdie aardse probleme vir ons hier moet oplos vir ons volk. Hy is God. En hy was my God. My Here en my God. En daar was die wonde in sy hande en ek het in daardie oomblik tot die besef gekom, daardie hande moes eintlik myne wees. Jesus het gesterf vir my. Ek kon nie anders nie. Ek moes word gelowige Thomas. Dinge het vinnig daarna gebeur. 'n Paar weke later was hy weer weg, maar hy het 'n belofte gemaak, hy kom terug. En ek het gesien hoe hy in die hemel in wegvaar, maar anders as met sy dood, was my hart brandend. Ek was nie bang nie, ek was gereed. Groot dinge was aan die kom, groot werk, voor hy sou terugkom vir ons. En nog 'n paar dae later, nadat hy opgevaar het hemel toe, was ek en die ander disippels bymekaar en ons het gebid en ons was toegewy tot God en ons was eensgesind en ons was reg vir wat sou kom en wow, wat 'n belewenis. Ons het die Heilige Gees gevoel teenwoordig raak en ons het onthou hoe hy beloof het dat hy die Heilige Gees gaan stuur om ons te lei. En hier was dit. Ek het rondgekyk na my ander vriende en die vlamme het oor hulle koppe gehang en ek kon duidelik sien dat hulle was geskok want dit hang oor my kop ook. En ek kon in 'n ander taal praat. 'n Taal wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, 'n taal wat ek nie geken het nie, 'n taal waarvan ek nie bewus was nie, die taal van die mense in die ooste. Kort daarna het elkeen van ons 'n ander rigting begin inslaan en ek het vertrek na die ooste. Julle ken dit as Indië. En dag na dag daar in Indië het ek die evangelie verkondig. Ek het die goeie nuus gebring, die goeie nuus dat Jesus vir ons sondes gesterf het, maar dat hy weer opgestaan het, want ek het dit gesien. Dat hy hemel toe is, want ek het dit gesien, en dat hy ons weer gaan kom haal, en ek het dit geglo. En ek wil vir jou vra, hoe kan ek stil bly? Hoe kon ek stil bly oor dit wat ek beleef het? Ek het dit dan regtig geglo. En as jy so iets regtig glo, kan jy nie stil bly daaroor nie. Jy moet dit deel. Hoe kon ek stil bly? Ek was nie ongelowige Thomas nie. Ek was sendeling Thomas. So gepraat van glo. Weet julle wat het hy vir my gesê oor julle? Daar in die vertrek waar hy aan my verskyn het. In Johannes 20 vers 29 sê hy, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Ek het gewag om te sien voor ek kon glo. Maar julle? Glo julle? Glo julle werklik? Want julle klink maar stil vir mense wat sê hulle glo. Glo julle? Hy het gesê, julle is die wat regtig gelukkig is. Julle is die wat geseënd is. Julle het ware geloof. Ek was oorval met ongeloof en ek moes hom eers sien voordat ek weer kon glo. Maar toe ek eers glo, ek moes hardloop met die goeie nuus. Ek moes almal vertel, tot in Indië.
Want Jesus het geleef en ek het hom ontmoet. My liewe vriende, Thomas se lewensverhaal het eintlik baie meer gapings as wat daar storie is. Ons weet eintlik bitter min van hierdie man wat een van Jesus se naaste disippels was. Maar wat ons wel weet is dat daar 'n ongelooflike verhaal is van 'n ongelowige Thomas wat gelowige Thomas word. Volgens kerktradisie is Thomas doodgesteek met 'n spies vir sy geloof in Indië, waar hy besig was om die evangelie te verkondig. Maar voor dit het hy duisende dopelinge na Jesus toe gebring. Thomas het honderde kerke reg oor die ooste gestig, veral in Indië, met sy verhaal. Hy het Jesus gesien. Hierdie verhaal met so min inligting is opgeteken vir jou en my vandag. Sien, die Bybelskrywers se papier, se spasie was baie beperk. Die Bybelskrywers skryf niks sonder rede nie. Hulle het nie die voorreg van ons om op 'n rekenaar te kon tik en klomp sinnelose goed by te sit nie. Hulle het geskryf wat hulle nodig gehad het om te kommunikeer. En veral Johannes skryf hierdie verhaal van Thomas in sy storie van Jesus en hy weef dit in. Want die verhaal van Thomas is ook vir jou en my aanmoediging vandag. Thomas het aanhoudend gesoek na Jesus. Selfs toe dit nie vir hom sin gemaak het nie. Selfs toe hy dit nie kon verstaan nie. Waar gaan hy heen? Vra hy vir Jesus. Thomas was 'n student van Jesus Christus. Hy het die vraag gevra wat nodig was. Dis hy wat die antwoord hoor. Dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Dat die verlossing van die mensdom, die herstel in die verhouding met God deur Jesus alleen gebeur en niemand anders nie. Thomas het aanhou soek. Ek weet nie van u nie, maar soms is Jesus vir my onverstaanbaar. Soms sukkel ek om sin te maak van hierdie geloof wat ek glo. Soms verstaan ek nie hoekom kerk is wat kerk is nie. Soms verstaan ek nie dit wat Jesus van my verwag nie. Soms voel dit te moeilik. Soms maak dit nie sin nie. Soms dink ek ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Wat wil Jesus van my hê? Soms sukkel ek om te verstaan wie hy is. Soms staan ek eenkant en ek lees die Jesus storie en ek hoor die Jesus storie, maar ek voel verwyderd van daai storie af. Thomas herinner ons, hou net aan. Hou aan delf, hou aan vra, hou aan bly by hom, hou aan, ek wil amper die woord sê, karring aan hom om te verstaan. Verduidelik vir my, ek bly hier, ek gaan nie weg nie, ek weet nie wat hierdie ding is van u wat weggaan nie, maar ek bly by u, help my om te verstaan asseblief, ek gaan nie weg nie. En dit is dan wat Jesus homself openbaar as die weg, die waarheid en die lewe. Thomas se geloofsreis was een van bergtoppe, maar ook een van diep, donker valleie. Een oomblik is hy reg om saam Jesus te sterf. Hy's reg om vir sy Messias, vir sy koning, vir sy leier, vir sy leermeester te sterf. En die volgende oomblik bevraagteken hy Jesus.
Hy hardloop weg met die kruisiging, hy weier om te glo dat Jesus leef, hy vra bewyse en uiteindelik kry hy bewyse en hy bevind homself weer op 'n bergtop, my Here en my God. Ons geloofsreis maak baie keer dieselfde met ons. Soms is ons op en bo en op daai bergtop en ons voel naby aan die Here en ons is gereed om vir hom te werk en ons is gereed om vir hom te sterf. En ander kere dan bevind ons onsself in die donker lae valleie van mismoedigheid en ongeloof en moedeloosheid en net reg om op te gee. Soms is ons passievol vir hom, soms is ons bang, soms is ons leeg, soms is ons vol twyfel. Maar Thomas moedig ons aan. Hou aan soek na die opgestaande Jesus. Hou aan soek na hom. En weet jy waar kry Thomas hom? Dis eintlik 'n deel van my notas nie. Waar kry Thomas hom? Thomas kry hom tussen die ander gelowiges. En jy voel dalk vandag, jy's klaar met hierdie kerk, jy's moedeloos met hierdie kerk, hierdie mense doen dit aan my en hierdie kerk is so en ek is klaar hiermee, ek is. Thomas vind Jesus in sy ongeloof tussen ander gelowiges, tussen die disippels. Soek die opgestaande Jesus, want 'n ontmoeting met hom gaan jou weer by 'n plek bring waar jy hoor Shalom, vrede vir jou. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daardie vrede dwing jou, wanneer jy dit ontdek, om uit te roep, my Here en my God. Jy voel dalk vandag dood in jou godsdiens, dood in jou geloof. Hy voel of hy dood is vir jou. Jy's onseker, jy's vol twyfel, jy's vol ongeloof. Jy's dalk vandag die regte ongelowige Thomas. Die een wat by jouself dink, Jesus is net vir die ander disippels. Jesus is vir die ander kerkmense. Jesus kom verskyn nie wanneer ek by is nie. Jesus is nie daar vir my nie. Jesus doen dinge in ander mense se lewens. Jesus antwoord ander mense se gebede. God is daar vir ander. Ek sal eers glo as dit met my gebeur. Thomas se verhaal bring vir jou vandag goeie nuus. As jy bereid is om hom te ontmoet, as jy regtig bereid is om die opgestaande Jesus te ontmoet, sal hy jou kom ontmoet. Hy is daar. Hy's daar om jou ongeloof om te draai en glo in. En hy's daar meer as net 'n verskynsel wat sê, nou het jy gesien, nou kan jy glo. Nee. Hy sê, jy kan glo in sy reddingskrag. Jy kan glo in sy teenwoordigheid. Jy kan glo in sy lewe, selfs al het jy nie gesien nie. Want hy wil 'n ontmoeting met jou hê. 'n Ontmoeting wat nie sig nodig het nie. Ek weet nie waar daardie ontmoeting oor jou pad kan of gaan kruis nie. Dit kan miskien in 'n lied wees wat jy hoor, wat jy self sing. Dit kan miskien in 'n preek wees wat jy hoor. Miskien maak jy net daai Bybel oop en dit raak net 'n gewoonte, maar lees jy elke dag. En jy lees net daardie ontmoeting raak. Dalk roep jy in absolute mismoedigheid in gebed uit. En dit is jou ontmoeting. En dalk loop jy net iemand op jou lewenspad raak, wat daardie ontmoeting met Jesus vir jou word. Ek wil vandag vir jou sê, as jy soekend is na die opgestaande Jesus, die lewendige Jesus, die een wat gesterf het vir jou, sal jy hom vind. Jy sal 'n ontmoeting met hom kry, en jy sal die wonde in sy hande sien.
En jy sal weet, daardie wonde is vir jou. Dit is vir jou gegee. As jy daardie ontmoeting soek, gaan Jesus jou lei na Shalom vrede. Hy gaan jou lei tot die uitroep, my Here en my God. En hy gaan jou dan 'n sending gee om te gaan vertel vir ander. Etikette maak nie saak nie. Wat wie in hierdie wêreld van jou sê, oor jou sê, jou identifiseer as. Wat jy van jouself dink, maak nie saak nie. Die etikette wat jy om jou nek dra, maak nie saak nie. Daar's net een wat saak maak en dit is wie hy is. En hy is my Here en my God. En ek wil u vandag uitnooi om in u hart die Here te vra om as die opgestaande Heiland, die opgestaande God, 'n ontmoeting met jou te hê. 'n Ontmoeting wat 'n passie in jou hart sal wakker maak om vir ander te vertel, selfs tot die dood toe. Amen. Here Jesus, ons bely vandag dat ons glo dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, die oorwinning behaal het en dat daar vir ons hoop is. Ons glo, Here, ons glo al het ons nie gesien nie. Ons hoor dat U vir Thomas gesê het dat ons is salig wanneer ons glo. En Here, dit mag wees dat hier iemand is vandag wat 'n ongelowige Thomas spreekwoordelik is. Wat sukkel, wat 'n stryd het met hulle geloof, met hulle lewe, met hulle omstandighede. My Here en my God, maak U self teenwoordig vir elke een van ons. Ons aanskou die wonde in U hande. En ons weet dat dit vir ons was. Dankie dat U opgestaan het, dankie dat U die dood oorwin het, dankie dat U die graf se mag gebreek het en dat daar vir ons 'n hoopvolle toekoms is. Dis my gebed dat ons met daardie hoop, dieper as net hoop, maar ware geloof, hierdie wêreld sal betree en soos Thomas sendelinge sal wees vir U verhaal. Help ons om Jesus te ontmoet. Dis my gebed in Jesus se naam. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees, tot ons mekaar weer sien, of Jesus ons kom haal. Amen.